That dream.
Oh, but now I know he was thinking of me. He was thinking of me. All the way to Calvary. He had me on his mind.
He was thinking of me. Na daai 6 ure lange operasie wat ek en Dawie by hom was in die hospitaal, sê ek, Here, ek kan met eerlikheid net my hande opsteek en sê, dankie Here. Ek sê elke jaar hierdie tyd vir die Here dankie. En is nog 'n jaar. Vrydag toe ons by die tafel sit en eet, toe sê ek vir hom, Papa, weet jy wat? Dis jou nuwe verjaarsdag. En ek dank die Here vanmôre dat hy vir ons so lank gespaar het. Ek het al my dae gehad om hom by die huis te hou en sê, bly nou, jy's nog siek, jy's onder dokters orders. Maar hy wou net ombreek, is al hy wou net hou. En ek eer die Here, hy's meer gesond as wat hy ooit was, voor die operasie, en nou met die nuwe hart, wonderlik. Ek eer die Here daarvoor. Oorwinning. Dis donker, stil en eensaam. Die nag is swart en groot. Dis slegs die sterre wat skitter, soos oë wat ween oor die dood. En in die ruwe, koue rots is 'n graf, diep uitgerond. Daarin lê 'n uitverbloeide liggaam, verbreek met menig wond. Onverskrokke stap soldate af en op die baan. Niemand sal die lijk hier steel en sê dan hy het opgestaan. In die duisternis vol sonde, teen die ou Romeinse vloekhout, bevlek met bloed asof dit rou. Die atmosfeer is kalm, waar die ruwe dood rondsweef. Dis net die wraaksig van Romeine wat nog in die stilte leef. In die donker nag, waar die helse mag regeer, lê die heiland stil en roerloos, magteloos en sonder een. Maar in die jonkheid van die môre, daal lewe van die hemel af, en Christus seëvier. Die steen rol weg van voor die graf, die doeke lê daar bloot, en Christus is, hy is oorwinnaar van graf, hel en dood. Hy het opgestaan, sy naam is Jesus. Die hel kon hom nie hou. Dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou mag? Christus leef in ewigheid. Die oorwinning is behaal. Amen. Spreek maar net ons voor. Dankie vir die voorreg, Here. Vir die oomblik wat ons hier is, Here, om te weet ons aanbid 'n lewendige God, waarmaker van sy woord. Here, weet jy sal reeds met ons, jy sal reeds ontmoeting met ons gehad. Dis so. Dit is Vrydag, Here. En ja, ek glo ook weer eens dat jy ontmoeting gaan hê met ons, soos ons hier sit, Here. En ek vra dat U my woorde sal lei, Here. En met elkeen hier sal wees, Here. Elke hart sal raak, is my gebed in Jesus naam. Amen. So voor ek my item gesing het, sien ek die prentjie wat op was. Wat was 'n vorige prentjie? En toeval het net by my op, voor ons by die diens begin. Ek was so 19 jaar oud, en ek het die voorreg gehad om geboorte te wees om Israel te gaan. En soos ek hierdie beeld sien hierso, val dit net by my op, toe ons by die graf van Jesus was. So jy stap in, en aan jou regterkant is dit toegemaak, met tralies, en dan sien jy die graf van Jesus, dis leeg, dis net 'n graf, en as jy omdraai nou, en dit was redelijk deesdae, so jy het net so 'n paar minute om te kyk, en die beeld waar te neem, en toe ek omdraai, het hulle 'n groot bordjie, as jy uitgaan, wat sê, he has risen. En dit het vir my werklik waar net uitgestaan, die graf is leeg.
Christus het opgestaan. Ja. En die prys wat hy betaal het, is 'n oorwinningsprys. Yes. Soos ek voorberei het, het ek gekyk na Christus se opstanding en na Lazarus. Lazarus was 'n gewone mens, net soos ons. Ja. Hy was nie die seun van God nie. Hulle spesifiseer nie wat hy gedoen het nie, wat sy status is nie, maar dis iemand vir God tel. Ja. Soos ek ook voorberei het, het ek op 'n video afgekom wat ek so klompie jare voor COVID afgeneem het, wat ons op ons kanaal gesit het van Tannie Isie. En sy het ook 'n getuienis gehad waar die Here alweer lewend gemaak het. En sy is nou al by die Hemelse Vader. En toe kom die vraag het by myself op, hoekom doen die Here werk soos dit, en dan gaan iemand weer, soos ek ook voorberei het, het by my opgekom, deur Lazarus se lewe, deur die opstanding krag, het die Here gewys sy krag oor die dood. Ja. En toe, met die opstanding van Jesus, het hy die finale oorwinning gewys. Ja. Lees vir ons Johannes 11 vers 43 tot 44. En nadat hy het gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus kom uit. En die oorlede het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Ja. So dis 'n wonderbaarlike opstanding, maar tydelik, want Lazarus het toe weer gesterf. Maar dit wys, en dit is 'n teken oor God se mag oor die fisiese dood. Dit is ons getuienis wat ons het. Lukas 24 vers 6 tot 7. Hy is nie meer hier nie. Maar hy het opgestaan. Onthou, hy vir julle gesê, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Dit is hierdie dag wat ons herdenk. Dit is nie net herdenking nie, dit is 'n getuienis van die finale oorwinning oor die dood. So ons kan dit in ons wêreld ook toepas, in ons eie gebrokenheid. Die Here wil nuwe lewe in ons skep. Ons totale lewe is 'n lewe van dood. Ons is almal bedoel om dood te gaan. Maar die Here wil vir ons die oorwinning gee, die finale oorwinning, die oorwinning oor die dood. So ons kyk ook na Jesus se karakter vandag. Jesus se karakter was een van liefde, genade. Johannes 11 vers 35 sê vir ons, Jesus het gehuil. Jesus het getreur. So, hy het saam met hulle getreur, maar hy het ook die krag gebruik om Lazarus weer lewend te maak. So ons weet, God is met ons, soos Matteus 1 vers 23 ons herinner. En ons kan die skrif ook onthou, Romeine 12 vers 15. Dis bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Dis vir my besonder, soos ek vanoggend ook weer regmaak en deur die notas gaan, was dit vir my besonder om te sien. Ek het toe gaan probeer oplees, te kyk wat het Lazarus gedoen, maar ons geen rekord nie, en dit het vir my uitgestaan. Dit was nie, Lazarus was die en dat nie, Jesus het nie die werk om doen, om lewend gemaak. En dit wys die waarde van mens vir my. Die Here gee nie om wie en wat jy is, nie elkeen wat jy sit, het waardevol. Elkeen van ons wat hier is, het 'n plek in sy koninkryk, het 'n doel voor, het 'n spesiale plan voor. So Johannes 12 vers 10 tot 11 leer ons, want baie van die Jode het ter wille van hom gegaan, het in Jesus geglo. So dis nie net dat Jesus 'n wonderwerk vir Lazarus gedoen het nie, maar hy het mense gekry om die ware beeld te volg, om hom te volg, om die nuwe verbond te volg. Dit het 'n impak gemaak, dit het 'n verandering gemaak. Was nie net 'n wonderwerk en 'n krag nie. Dis hoe die Here met ons werk. Die doel wat jy in mense se lewens speel, het altyd 'n effek en 'n verdere pad en 'n verdere groter effek met wat gaan gebeur. So ons leer in Johannes 20 vers 29 tot en met 31.
Geseënd is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus se opstanding is die bewys van sy goddelikheid en verlossing werk. So ons is ook in die fisiese wêreld met hierdie uitdagings en wat vir my uitgestaan het altyd van Lazarus is, hulle het altyd vir hom gesê, hy is 4 dae laat. Maar vir die Here het dit nie saak gemaak nie, hy het nog steeds die werk gedoen. Dis vir die Here nooit te laat nie. Die werk wat die Here ons wil doen, en die werk wat die Here op elkeen van ons harte wil doen, is nooit te laat nie. So ons kan na die grafdoeke kyk, na Lazarus. So ons gaan by Jesus se opstanding ook nou kom, en die oorwinning daarvan. Maar ons kan na die grafdoeke kyk, as die sonde wat van ons afval, hulle moes dit verwyder het. Hulle moes uit as 'n nuwe mens opgestaan, Lazarus. So Johannes 11 vers 44 leer ons, die oorlede het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. So ons kan dit as 'n toepaslike skrif in ons eie lewens kyk. Die Here wil ons bevry, die Here wil vir ons 'n wonderwerk doen, en die Here wil in elkeen van ons harte werk. So ons kan Galasiërs 5 vers 1 as 'n skrif vat, ons kan koester, dat sy staan dan vas in die vryheid, wanneer Christus ons vrygemaak het. So wat doen die stem van Jesus? En dit is iets wat uitstaan vir my ook, soos ek hierdie voorberei het, is, die stem van Jesus het krag. Die stem van God het krag. God het met 'n stem gesê, laat daar lig wees. Jesus het met 'n stem gesê, Lazarus kom uit. En dit is die krag van God. En ons krag in ons woorde ook. So wat ons moet doen in ons lewens ook, ons moet dit prakties toepas. Ons moet lewe spreek. Ons moet positief spreek. En dis 'n ding wat altyd vir my uitstaan met pastoor Dawie en Tannie Maureen, as ek altyd daar gaan kuier, voel ek altyd opgebou, ek voel gestig, ek voel positief. Dis wat ons vir mekaar moet doen. Dit is so 'n wêreld, 'n gebroke wêreld, 'n gebroke plek, die wêreld wat ons lewe, ons het ons uitdagings, maar die Here is ons hoop. En hy is waar ons lewe kan vind en lewe kan spreek. So, as ons ook kyk na Johannes 11 vers 43, Jesus het spesifiek geroep. Hy het op Lazarus se naam geroep. En Jesus roep nog steeds. Dalk uit 'n doodverhouding, uit 'n depressiewe toestand, soek die Here jou nog steeds, uit 'n sondige gewoonte, wat sy uitdagings jy met enige sondes het, is die Here nog steeds op soek na elke hart, na elke siel. Johannes 10 vers 3 tot en met 4 leer ons, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy skape by die naam. So, ons kan dit in 'n praktiese beeld vat, net soos Lazarus, het ons elkeen, kom ons in omstandighede van hopeloosheid, ons voel nie daar's 'n uitweg nie, maar die Here het die uitweg. Partykeer voel dit soos 'n oomblik wat onmoontlik is, maar die Here maak dit moontlik. Romeine 8 vers 11 het ons gelees, maar ek wil net weer eens lees. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus opgewek het, ook julle sterwe liggaam lewe. Amen. Ek wil oorbeweeg na die graf van Christus, die oorwinningskrag. So kom ons kyk na die kontras van dood en lewe. As God in die saak is, by dood, maak God dit lewe. Duisternis maak God lig. Vrees maak God geloof. Verlies maak God oorwinning. En die graf het hy gemaak 'n oomblik van glorie. Dit is die krag van God. God vat die hopelose saak en maak dit 'n oomblik van glorie. So
Maar ons weet ook, hulle het gesê, Lazarus het reeds begin ontbind. Hulle het gesê, hy reik op. Maar, toe Jesus opdaag, het die bonatuurlike inbeweeg. Ja. Daar is 'n waarheid aan dit. Dit is 'n beginpunt van God se genade, God se opwekkende krag, en dit ook wat die Here in ons lewens wil doen. Die Here wil die beste vir ons hê. Ja. So, God se krag is nie beperk nie. Ek glo ook die rede hoekom die Here dit gedoen het, dat hy Lazarus laat staan het, was om ons waarde ook vir ons te bewys. Hoe waardevol elkeen van ons is. Dis so. Hy het nie gekom en gesê, as die Lazarus, hoe goed ken hy my? Nee, hy het net gesê, staan op. Ja. En dit wys vir my, werklik waar die waarde wat elkeen van ons het. Ja. En wat vir my 'n mooi belofte is Romeine 8 vers 11. En dit sê vir ons, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in julle. Ons weet dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die belofte vir elkeen van ons. En die Here wil ons net opbou en saam met ons groei. So wanneer God in die situasie is, dit was iets wat vir my werklik waar uitgestaan het, soos ek voorberei het die laaste paar weke vir hierdie, is terwyl hy nog op die kruis gehang het hy nog steeds werk gedoen, het hy nog steeds verlossing gebring. Hy het van 'n moordenaar op 'n kruis langs hom gevat en hy het hom 'n burger in die hemel bepaal. In daai oomblik van opregtheid. Die Here soek net daai opregte hart. Jy het net daai paar minute gehad of paar ure gehad om sy saak met die Here reg te maak. En die Here het nog steeds gesê, jy's 'n burger van die hemel, ek sien jou in die paradys. Wat ook mooi is, die vrou van bloedvloeiing, wat bloedvloeiing gehad het, met een aanraking, het die Here haar gesond gemaak. Met een woord, het die Here die storm stil gemaak. So, daar is situasies wat ons onsself in vind, waar dit voel soos 'n doodloopstraat. Maar as God deel is van die situasie, word die onmoontlike moontlik. Dis so, dit is so. Openbaring 21 vers 5 herinner ons, kyk, ek maak alles nuut. Die leergraf is 'n oorwinning, maar dis ook 'n hoop. 'n Hoop vir wat God vir ons kan doen. God kan. En wat het God gedoen? Toe hy op die kruis gesterf het. Ja, hy het die dood oorwin, maar hy het ook die sleutels van die dood die broodryk geneem, Openbaring 1 vers 18. Dit is waar. So wat kan God vir ons doen? God kan die onmoontlike doen, soos ons reeds gesê het. Hy kan die verslaafde vrymaak. Hy kan gebroke verhoudings herstel, gebroke harte genees en 'n dooie droom kan hy weer lewend maak. Wat vir my 'n ding is wat ek al baie gesien het in families en vriende, was altyd familietwis en politiek. Maar een ding wat ek gesien het, as mens oorgee aan die Here, kan hy dit herstel. Ek het self al in situasies gewees met familie wat ek nie gepraat het nie, want die het dat gesê, daai het die gesê, en so weet hoe die storie altyd gaan, jy is altyd reg, ek is verkeerd, dan is dit weer anders om. En dit het op 'n punt gekom waar ek net moes laat staan het, en oorgegee het. En ons moet die Here toelaat om daai vergifnis te aktiveer. Want hy doen die volmaakte werk. Nie ons krag, nie God se krag. So wat kan ons uit hierdie boodskap uitneem? Dis 'n graf na genade. Hy het opgestaan onder oorwinning. Die graf was nie die einde. Sy genade het in plek gekom. Die nuwe verbond, soos pastoor Dawie gesê het Vrydag, Here het vir ons 'n nuwe belofte gegee.
En soos ons gesê het, wanneer God in die situasie is die onmoontlike moontlik. Ja. En die pad van die graf, van die genade, loop deur die leergraf na Christus. Ja, dit is net. So wat ons uit hierdie boodskap kan vat is, dat die Here met ons is. Ons hoef nie die graf te vrees nie. Ons hoef nie hierdie huidige situasie wat ons ingevang is te vrees nie. Die Here is met ons. Die beloftes van die skrif is met ons, want die Here wil met ons harte werk. Die Here wil net sy krag wys en sy soektog na verhouding van elkeen van ons. Die Here soek daai verhouding. Die Here wil met ons in verhouding beweeg. En dis hoekom ek ook laasens in hierdie voorbereiding ingebring het, want daar's tog die menslike element. Die menslike element, die belangrikheid van ons vir God. Die kerk is ingerig vir die mens. Die woord is geskryf vir die mens, sodat ons kan deel raak van God. Dat ons daai soektog kan ontdek in die Here. Dit was vir my iets wat altyd uitgestaan het, is daai konstante soektog wat die Here in plek gestel het om ons deel te maak van sy koninkryk. 'n Konstante soektog. En dit wys net die belangrikheid van die mens vir die Here en hoe hy omgee vir ons, sy liefde, sy sterk liefde. So dis hoekom ons hierdie beloftes het, dis hoekom ons die graf het, dis hoekom ons die opstanding van Christus het, dis hoekom ons die opstanding van Lazarus het. Dit wys eerstens die krag van God, sy genade en ook sy liefde. So ek gaan nie lank praat vandag nie, ek gaan net afsluit met dit, dat ons hierdie dag saam met ons sal vat, die dag van belofte, 'n oorwinningsdag, en dat die werk nie hier eindig nie. Die Here wil bly werk in jou lewe, die Here wil bly wonderwerk in jou lewe. En die Here wil jou gebroke verhoudings herstel. Die Here wil nie twis hê nie. Die Here is God van liefde, God van eenheid, God van struktuur, God van genade. Dit is altyd vir my mooi, mens speel altyd 'n rol in iemand se lewens. En dit het altyd 'n effek in die einde. En dit is wat ons na toe moet streef. Wees altyd met 'n goeie gesindheid met ander. Staan altyd uit vir Christus. En daai het 'n groot effek. Dit kan berge verskuif. En ek wil net afsluit met dit. En ek wil net dankie sê. En dit is werklik waar 'n wonderlike voorreg wat ons hier het. So, wat vir my mooi was, laaste gedagte, wat vir my mooi was, soos ons pad van die kerk toe is, so die kerk is so gepak gestaan, en nog steeds in die moderne tyd, hoe mense nog steeds daai honger het, daai soektog het. Ons is in so 'n elektroniese tyd vasgebind, jy kan net jou foon uithaal en die kerk uit eet. Maar mense het nog steeds daai soektog waar hulle kerk toe kom. Want ons weet ons aanbid. So ek wil net afsluit met 'n gebed. Here, ek wil vir elkeen bid vanmôre, Here, vra dat jy elke hart sal werk. Here, U ken elke hart, het ons geroep by die naam. Here, laat ons U toelaat om U wonderwerkende krag staan in al ons lewens toe te laat, Here. Here, ek vra dat U 'n verandering sal maak, Here, 'n genesingswerk sal maak, Here. En soos Gerard ook vanoggend gesê het, van die tafel met die stikkende plekke, U wil herstel, Here. U wil regmaak, Here. U wil restoreer. Here, U is wie U is. Daar is nie 'n naam soos U naam nie. Yes, Jesus. Here, beweeg in ons harte. En dat U die dag saam met ons sal neem. En elkeen wat hier sit is op 'n soektog na U, Here. Yes. Ons is kinders van die Here. Ons is gelowiges, Here. Here, laat ons plek in U vind, in standvastigheid, Here.
En dat ons hierdie boodskap met ons opvat, dat ons weet, God is met ons. En God gee ons die genade oor dit. My gebed in Jesus naam.